Baie welkom aan elke graad 9 leerder wat nou na hierdie lesaanbieding luister. Ek het dit goed gedink om voornaamwoorde met julle te bespreek terwille van volgende week se eksamens. Ek hoop dat hierdie lesaanbieding jou sal help om voornaamwoorde beter te begryp en vrae oor voornaamwoorde beter te kan beantwoord. Ons gaan nou kyk wat onthou julle van voornaamwoorde. Op die volgende skyfie gee ek vir julle 3 sinne waarin ek die voornaamwoorde uitgelig het. Al wat julle hoef te doen, is net die voornaamwoorde klassifiseer volgens die tipe voornaamwoord wat elke woord is. Graad 9's, hier is die detail. Indien jy nou gesukkel het met die oefening wat ek julle nou laat doen het, is jy op die regte plek, want ek gaan nou elke voornaamwoord in diepte met julle bespreek verder in hierdie video. Voordat ons begin met die tipes voornaamwoorde, wat is 'n voornaamwoord nou weer? Voornaamwoorde staan gewoonlik in die plek van 'n selfstandige naamwoord. 'n Goeie en ou voorbeeld is: Kayla het Kayla se hokkiestok in die Afrikaans klas vergeet. Ons praat mos nou nie so nie. Kayla het haar hokkiestok in die Afrikaans klas vergeet. Ons kyk eerstens na besittelike voornaamwoorde. Besittelike voornaamwoorde dui besitting aan. Hier kan jy dink aan voorbeelde soos sy boek of haar haardroër. Ander besittelike voornaamwoorde is woorde soos myne, my, joune, hulle sin, julle sin of ons sin. Dit is belangrik om ook 'n nota daarvan te neem dat se ook 'n besittelike voornaamwoord kan wees. Ons beweeg nou na persoonlike voornaamwoorde. Persoonlike voornaamwoorde staan in die plek van 'n eie naam. Hierdie woorde kan ook verwysing maak na mense, diere of dinge. 'n Voorbeeldsin: Ek wil met haar praat. Ander persoonlike voornaamwoorde waaraan jy kan dink is woorde soos hy, sy, julle of ons. Nou kyk ons na betreklike voornaamwoorde. Betreklike voornaamwoorde het betrekking op die selfstandige naamwoord in die sin. 'n Voorbeeldsin: die ysberg wat die Titanic laat sink het. Ander betreklike voornaamwoorde waaraan jy kan dink is woorde soos waarop, waarmee en waaroor. Aanwysende voornaamwoorde. Aanwysende voornaamwoorde tree op saam met die selfstandige naamwoord waarna daar verwys word. Dit is dus ook 'n determineerder soos 'n lidwoord. Voorbeeldsinne: in hierdie sprokie is daar 'n nare heks of die boek is oorgetrek. Ek wil hê julle moet 'n nota daarvan neem dat die 'n lidwoord bly, maar sodra 'n akkieteken op die e voorkom, is dit 'n aanwysende voornaamwoord. Verdere voorbeelde waaraan jy kan dink is woorde soos daardie of dit.
Onpersoonlike voornaamwoorde. Onpersoonlike voornaamwoorde bestaan uit die woordjies dit of daar. Voorbeeldsinne: dit eis in die Noord-Kaap of daar word gesê die gebou bestaan uit talle vlakke. Ek wil hê julle moet 'n nota daarvan maak dat dit 'n onpersoonlike voornaamwoord is, maar sodra 'n akietteken op die kolletjie i verskyn, word dit 'n aanwysende voornaamwoord. Onbepaalde voornaamwoorde. Onbepaalde voornaamwoorde verwys nie na bepaalde mense of dinge nie. Dit verwys na dinge oor die algemeen. Voorbeeldsinne: niemand weet daarvan nie of iets moet daaraan gedoen word. Verder kan jy dink aan woorde soos iemand, jy of enige een. Wederkerende voornaamwoorde. Wederkerende voornaamwoorde verwys na dieselfde persoon as die onderwerp. Dit wil sê, wederkerende voornaamwoorde kom voor wanneer die onderwerp en die voorwerp in 'n sin dieselfde is. Voorbeeldsinne: sy bekommer haar dood oor haar werk, of sy skaam haar vir die geselskap. Ander voorbeelde van wederkerende voornaamwoorde is woorde soos ek en myself of hy en homself. Nou kyk ons na wederkerige voornaamwoorde. Wederkerige voornaamwoorde dui op 'n wederkerige handeling tussen mense of groepe. Daar is net een wederkerige voornaamwoord en dit is die woordjie mekaar. 'n Voorbeeldsin hiervan is hulle groet mekaar. Laastens kyk ons na vraende voornaamwoorde. Vraende voornaamwoorde vra 'n vraag wat meestal deur 'n naamwoord beantwoord word. Hierdie woorde staan aan die begin van 'n vraagsin en staan ook soms saam met voorsetsels. Voorbeeldsinne waaraan jy kan dink is wie geniet die reeks of wat is die naam van daardie dier. Ander voorbeelde waaraan jy kan dink is hoekom, waarom, enige woord wat aan die begin van 'n vraagsin voorkom. Graad 9's, nou dat ek al die voornaamwoorde vir jou verduidelik het, wil ek hê jy moet dit oefen. Ek gaan op die volgende skyfie vir jou 6 sinne gee waarin jy die voornaamwoorde asseblief moet uitlig en elkeen klassifiseer volgens watter tipe voornaamwoord hy is. Sterkte!
Graad 9's, jy moet ongelukkig huiswerk kry vandag. Ek wil hê jy moet asseblief in jou handboek kyk op bladsy 7 en bladsy 63 en die aktiwiteite vir my doen vir huiswerk. Jy gaan ongelukkig hierdie tipe ding moet leer om jou taalvraestel te slaag. Indien jy wil leer vir die eksamens wat nou volgende week plaasvind, kan jy na afdeling C gaan kyk van ou graad 9 vraestelle. Fluit, my storie is uit. Graad 9's, baie dankie vir julle samewerking. Baie dankie dat jy hierdie video gekyk het en ek hoop regtig dat dit jou gehelp het om die voornaamwoorde beter te begryp. En daarmee saam, baie sterkte met julle eksamens graad 9's. Ek hoop regtig dat dit met jou goed sal gaan.